Goeiemôre. Dis Woensdag 19 Maart en ek groet uit 'n heerlike nat Pretoria. Maar vandag wil ek asseblief inval met 'n ernstige vraag. Waar staan ek en jy ten opsigte van ons verhouding met ons eie gewete? Hierdie is 'n baie sensitiewe onderwerp. Ek bid dat die gesprek elkeen van ons sal dring tot eerlikheid voor ons Vader. Onthou wat geskrywe staan in Matteus 9, vers 17. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Daar was maniere van doen in die tyd voor Christus op aarde gebore is, wat deur ons Vader voorgeskryf is en deur die eeue volhoubaar toegepas is. En toe word ons Messias op aarde gebore. Hy is hier gebore omdat hy op aarde aan 'n kruis kon sterwe, sodat sy bloed kon vloei en die mensdom daardeur gered kan word. Elkeen wat glo in die verlossing van die bloed, word vrygemaak en bedien deur die grootste offer ooit, die Seun van God wat gesterwe het ter wille van die mens, omdat dit die enigste manier is wat die mens toegang tot die koninkryk van die almagtige Skepper kon verkry. Tog is daar vandag steeds baie wat gebruike toepas wat eintlik na die ou verbond terugverwys. En die wat kies om daarby te bly, sy gewete kla hulle erg aan as daar selfs een klein element kortkom van dit wat eintlik onder die ou verbond resulteer. Is dit dalk waarna die skrif verwys in Matteus 9:17, die van die nuwe wyn in die ou sakke? Christus is ons nuwe wyn. Sy bloed aan die kruis het betaal vir alles wat die vyand teen ons kan hou. Hebreërs 8:8 lees, want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nie meer dink nie. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak. En wat oud word en verouder, is naby verdwyning. Is ek dalk met godsdienstige goed besig? En dit kan 'n verskeidenheid van goed wees. Gebruike wat ek aangeleer het. Ek het besluit om voortaan sis of so te maak ten opsigte van my geloof, en die oomblik wat ek daarvan afwyk, of dit net anders hanteer, krimp my binneste ineen, omdat my gewete my aankla. Kortom, wat skuil dalk in my en jou gewete, wat ons sommer net wil opvreet, of minstens van spoor afkry? Onthou die woorde, wat die kosbare belofte uitspel, ten opsigte van wat die nuwe verbond vir ons inhou, Hebreërs 9 vers 13 en 14, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Ons Vader het dit reeds deur die profeet Jeremia beloof, dat hy self sy wet op die tafels van ons hart sal skrywe, in ons binneste. Jeremia 31:33.
Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En toe herhaal hy hierdie belofte sonder omhaal van woorde aan Esegiel 36:27. En ek sal my gees in hulle binneste gee. En sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Die bloed van ons Messias, Yeshua, Jesus wat die Christus is, doen in die nuwe verbond wat die ou verbond glad nie kon doen nie. Ons het nie meer nodig om deur spesifieke rituele te werk, om spesifieke dinge met ons Vader reg te stel nie. Ontvang die inwoning van sy Gees en leef gehoorsaam aan hom. Ken sy stem. Wag op hom. Luister. Skryf neer as jy wil seker maak dat jy niks verloor wat hy van jou vra of deur sy Gees aan jou gee nie. En onthou, Filippense 2:13. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die bloed van Yeshua doen in die nuwe verbond wat die ou verbond nie kon vermag nie. Ek wil asseblief ook nog lees 1 Tessalonisense 5:23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Op grond van hierdie kosbare teksvers het die pragtige Anneliese Wiet op 'n dag in die ateljee vir my hierdie woorde gesê. Dear Lord, let the beauty of your holiness dwell in me. Dankie Vader, dat ons met hierdie gebed na U toe kan kom. Dear Lord, let the beauty of your holiness dwell in me. Amen.